welkom terug. Die bekende filmresensent Leon van Nierop en die geliefde akteur Annie Malan is vanoggend hier om met ons te gesels oor hulle nuwe potsending op Netwerk 24. Wat kyk Leon en Annie? Dis tyd om bioskoop toe te gaan, so ek hoop jou springmelies is byderhand. Nou gewoonlik hoor ons hulle net, maar ek het besluit ek wil hulle graag sien vanoggend. En kan jy nou meer? Daar sit hulle. Driedimensioneel, baie welkom julle, kan julle my ook sien? Maar jy sien die ouderdom op my gesig, jy sien al die plooie baie beter deur 3D. Nee, Elsa! Elsa, ons vra nie meer vir 3D brille in die films nie, want as jy na Last Breath kyk, wat jy ou so diep onder in die see ingaan, dan vra jy vir suurstofmaskers dat jy kan asem kry. Ek hoor wat jy sê, so sê julle ek moet dit nou maar afval. Ja. Ek meen net nou wees ek ander ek sal gemakliker voel. Nou maar goed. Nou sien jy alles van ons en nou sien sy ons geheime. Julle baie welkom. Dis regtig opwindend en ek dink is 'n baie oulike konsep. Ek wil graag weet Leon, ek het 'n voeltjie hoor fluit dat jou ma jou bioskoop toe gesmokkel het. Hoe weet jy dit? In die aande wanneer jou pa geslaap het. Nee, ek het my bronne. Het jy gepraat aan die Ek Malan? het geklik, Leon, ek het geklik uit die huis uit. My pa was 'n baie interessante man. Hy het 7 ure in die aand gaan slaap. Nou moet jy weet, ek was 10, 11, 12, 13. Jy wil dinge doen. Ja. En daar was so inry baie naby ons gewees. En net as my pa geslaap, dan sê my ma vir my, "Boetie, sal ons gaan fliek?" Dan sê ek, "Maar papa," dan sê papa sal nie weet nie. Kom. Dan sit sy my in die kar en dan sit sy my onder 'n kombers want dis The Graduate. The Graduate is niemand onder 18. Ek is 12. Dan sê my ma, "Ek dink dit is tyd dat jy van sekere dinge van die lewe moet weet." Dan gooi sy my toe onder die kombers, ons gaan inry toe. Ons sit, ek kyk, na die tyd vra ek vir haar vra, dan sê sy vir my, "Vra vir pa." Moet nie vir my vra nie. Maar dis hoe ek begin eintlik fliek het, is skelm. En ek onthou The Ten Commandments was my heel eerste fliek waar ek in die Grand Theater in Brakpan gesit het. En ek het so baie vrae gevra vir my ma. Dan sê ek vir my, "Wat sê die oom? Wat sê Moses?" Dan sê my ma, "Sst," so sy moes my later uitvat. En dis hoekom ek vinnig geleer Engels praat het, sodat ek baie vinnig kon verstaan wat gesê word. Sien, hy wou daai tyd al subtitels hê. Ek wens hulle wil subtitels in die groot films ook vir ons sit, soos ons gewoond is aanhou. Veral as hulle Skots praat, Skots of regtig Cockney. Jy kan nie verstaan daai aksente nie. Ja. En ek dink die twee van julle, dit is net so 'n goeie kombinasie wanneer dit kom by filmresensies. Dis ook nie iets wat eintlik nuut is vir jou nie, Annie. Kyk, Elsa, die probleem met Hollywood is hulle skiet hopeloos te veel flieks en hulle skiet te min akteurs en vervaardigers. Ja. En as jy na 'n fliek kyk, jy weet daai ou het altyd presies die regte hoeveelheid klein geld vir die taxi. En as jy in Parys is, het die venster altyd 'n uitsig van die Eiffeltoring en my gunsteling is die bomme. Die bomme het altyd 'n oorlosie om vir jou te wys wanneer gaan hierdie bom ontplof. Dink jy in Oekraïne en Gaza ontplof die bomme so? En dan is die lekker ding is ek het 'n voorste sitplek by Leon, want as ons klaar die films gekyk het, kan ek vir hom onmiddellik vra, maar ek het dit raak gesien. En hoekom gebeur hierdie? En dis baie interessant om dan, jy weet, sy tipe insette te kry. Jy kan nou verstaan hoekom ek vir Annie eintlik gekies het om die program saam met my te doen. Ja. Want Netwerk 24 het my gevra, "Wil jy 'n potgooi doen of 'n potsending doen, maar anders nie formele resensies wat jy praat nie, maar op 'n ander manier. Ja. Jy moet met iemand praat." En ek dink, wie gaan met my praat? En skielik kom Annie Malan by my op, want wanneer ons rolprente kyk, dan sit ons gewoonlik en na die tyd gaan praat ons om 'n tafel soos ons hier sit en ons chat. Dis nie praat of gesels nie. Ons chat oor movies. En daar het ek gehoor, maar die dame het opinies en sy is nie bang om haar opinies te lig nie. En ek hou daarvan as mense vir my verskil, want dis aklig as almal net sê, ja, jy's reg." Annie sal sê, "Nee, Leon." Ja, en nee. ons kan goed verskil, want ek is verslaaf van Disney. 'n Disney-film is vir my soos catnip. Ek val elke keer vir die Disney-formule. Maar wat vir my so lekker is, vir die persoon wat luister na wat kyk Leon en Annie op netwerk24.com, is dat hulle altyd iets moet leer of iets moet uitkry wat jy nie noodwendig net in die fliek sien nie. Jy kan nie die storie weggee of net die storie vertel nie. En die ding wat Leon fenomenaal is mee is die Afrikaans. Hierdie is ook 'n diens vir Afrikaans wat ek doen. Ek maak seker ek gebruik die suiwerste, beste Afrikaanse woord wat bestaan. Ons
kon nog nie Afrikaans kry vir chick flick nie, maar ek noem dit 'n Rocky Riller, want enige liefdesverhaal is vir my 'n bietjie van 'n thriller in elk geval. En Leon het my geleer om wetenskapsfiksie te begin waardeer en verstaan. Jy het gesê science fiction, onthou jy? Dis Aanvanklik. wetenskap fiksie. Kyk hoe groei ek en wat is dit wat ek nie kyk nie, wat in my kontrak staan, wat ek weier om te kyk? Sy is verskriklik bang vir rolprente wat zombies in het, vir rolprente wat thrillers is. Dan sê ek vir Annie, Annie, ek dink jy moet van ballerina af wegbly. Ja. Dis verskriklik gewelddadig. Of the monkey. Of the monkey. Harde. So ek keer haar voor die tyd. Ja. Maar nou raak ons spyskaart al kleiner en kleiner en kleiner. Dis hoe dit vir my klink. En die ander ding wat ons doen is ons bring Suid-Afrika in ons potsending in. Hoe doen julle dit? Tom Cruise doen Mission Impossible en Leon sê Annie, ek was in Hoedspruit toe hierdie ding gebeur het. Dan kyk ons na Drop en Suid-Afrikaanse kreef word bedien en ek sê vir Leon, ek is so bly Pater Noster het ook 'n produkplasing gekry in die film. Of natuurlik as 'n Charlize Theron iewers inkom. Theron. Wat sê jy altyd oor haar as ons oor haar praat? Ek Wat wil is jou nie gunsteling nommer? 44. 44 Afrikaners. 44. Dan sê ek altyd vir Annie, ek wonder of al 44 Afrikaners na Quicksilver sal gaan kyk. Maar dit is so 'n mooi film. En dan net die intellek van Leon. Hy het by my gekom te sê Annie, daar's 'n reeks op Netflix, Adolescence, 4 episodes. Maar wanneer jy dit kyk, hulle het elke episode met een kamera skoot geskiet. Nou onmiddellik is jou ervaring baie dieper en ryker omdat jy nou verstaan daar's 'n tegniese uitdaging wat interessant gaan wees. Want dit klink vir my asof jy nou nogal van aksieflieks hou wanneer sy verwys na die bomme en dies meer en dan ook animasie wanneer sy verwys na Disney en dan die Rocky Rillers. Maar ek wil ook weet hoe gaan julle te werk om nou te kies want soos wat jy nou reg sê, die lysie raak al minder en ek weet ook iets waarvan sy nie hou nie is wanneer mense laster. Laster. Ja, ek het spesifiek 'n laster. kleintjie dood daaraan en ek wil regtig hê dit moet verander. Ek sal kanale verander en ek sal respek verloor vir 'n aktrise want ek voel jy kan jou hand opsteek en sê hierdie dra mos nie die storie vorentoe nie. So dit maak my seer en ek sal baie graag wil weet dat dit eendag gaan verander. Maar die ander ding is Leon het ook vir my gesê, jy weet, met goed wat jou bang maak, wille vrye ry kan ek ook nie meer hanteer op my ouderdom nie. Ek is weer mal daaroor. Ek kyk baie graag Jy kyk daai met soort so 'n rolprente sodat ek beter kan Daar's sien hy, my ja. kind. Het jou ma nie vir jou gesê maak toe jou oë as hulle so bioskoop is? Nee, glad nie. Duidelik nie. Maar- Hoegenaamd nie. As daar so iets gebeur en dit help om die verhaal vorentoe te beweeg, Ja. dan maak dit sin. So jy leer om so daarna te kyk. En ons kyk na temas en ons kyk na jy weet die historiese struktuur want daar's interessante goed wat daar uitkom, maar vir die persoon wat luister na ons potsending, hou ons dit in gemaklike Afrikaans. Of jy nou die fliek gesien het, gaan kyk of nooit gaan sien nie, gaan jy ook iets interessant hê om na die etenstafel te vat daar. Die probleem is waarna om te kyk. Elke week kom ons bymekaar, kom ons sê 2 weke voor die tyd. Dan kyk ek na iets en sê ek, Annie, jy moet kyk na Department Q. Jy moet daarna kyk. Jy dink nie dis heeltemal jou sien nie, maar dis derde op Netflix op die oomblik. So ons moet daarna kyk. So ons kyk wat is gewild op die oomblik. How to Train Your Dragon het ek en sy gister gesien. Ek is heeltemal verlief op die fliek. Ek wil ook so 'n draakie hê. Maar daar's 'n aktrise daarin en sy's so pragtig en dan praat sy oor haar swaar kry kinderjare en dan dink ek Met gremering? Jy is so mooi. Ek is seker jy besit 12 Chanel handsakke asseblief. En die aktrise is natuurlik omdat ek op filmstelle groot geword het. Ja. 'n regisseur het eendag vir my gesê daar's niks so mooi soos 'n aktrise wat haar trane terughou nie. En daar's niks so lelik soos 'n aktrise wat staan en druk om te probeer huil nie. So ons kyk nou natuurlik na baie verskillende toneelspeeltips ook. Soos jy nou hier kan hoor, dis verskriklik moeilik vir my as ons twee gesels. Ons gesels om die beurt natuurlik, maar sy sê die snaakste goed waarvan ons baie nie hier kan sê nie. Ek dink dit word uitgesny, maar sy sê vreeslike snaakse goed. Dan wil ek uitbars van die lag, maar sy praat, so ek kan nie terwyl sy praat nie, dan kan jy nie hoor wat sy sê nie. So ek het al geleer om dit te doen. Dan sien Annie hoe ek sit en lag en dan begin sy daarvoor in die lag raak. So ons maak 'n baie lekker span dink ek. En ons gooi onverwas goed na mekaar toe. Sy sal byvoorbeeld vir my sê, Leon, hoekom maak jy aan die begin, voor die rolprent begin, jou oë toe?
Ja. Dan sê ek vir haar, Bid jy? Sy vra vir my, bid jy dat dit 'n goeie Bid film jy? gaan wees? Dan sê ek vir haar, dis lokprente of trailers. Ek hou nie daarvan dat alles vir my weggegee moet word nie. So die oomblik wat 'n lokprent kom, maak ek my oë toe, dan sit ek so, dan stamp die mense langs my aan en sê moenie nou al slaap nie. Dan sê ek, maar ek wil nie sien wat gebeur nie, want vandag se lokprente gee alles vir jou weg. Die einde hulle gee dit vir jou weg. Ja. En ek wil nie weet wat gaan gebeur nie. En sy lag so vir my dan. En hulle noem dit 'n trailer want dit het aan die einde van die flieks gespeel in die ou dae en later het hulle besef maar hulle moet dit aan die begin van die film speel. Jy sien, so, dit wil vir my voorkom asof ons ook baie by julle kan leer wanneer ons hierna gaan luister. Ons het nou 'n paar sekondes oor, so kom ons gesels net weer oor waar dit beskikbaar is en wanneer dit beskikbaar is en mense moet gaan luister. Annie, jy het al daai inligting altyd. Netwerk24.com, wat kyk Leon en Annie, al die intekenaars kan dit geniet. Klankgolwe? En Klankgolwe is die program se naam en ek dink die volgende een wat kom is 'n Pangolins Journey. Ons praat oor die Itermagog, ons praat oor 'n Penguin Lesson en natuurlik Mission Impossible is op pad en F1. Ek het gaan karre ry saam met die F1 ouens om die Brad Pitt fliek te bekend te stel wat nou een van die dae gaan. Maar Ek dis is nie so noodwendig jaloers. resensies nie, né? Sy Ja. doen ook agter die skerms. Sy gaan Ja. baie wat agter die skerms gebeur Ja. en sy doen navorsing. Sê maar sirens. Sy gaan lees op wat is 'n siren? 'n verleidster. Wie dra die En vertel rokke? sy. Watter ontwerpers se rokke is dit? Toe niggies begin het ek vir Saartjie Botha gebel en gesê vertel my hoe het jy hierdie ding geskryf. So ons probeer soveel as moontlik inligting kry wat vir die persoon wat luister na Klankgolwe ook gaan waardevol wees. Ek gaan een of ander tyd by julle kom kuier want ek wil dit graag beleef. Daai lag in stilte en net hoe julle te werk gaan. En ons wys goed vir mekaar. Ek sou vra wys, Ja. Jy sê jy moet nou praat. ek wil dit kom beleef. So Kom beleef of kom oorleef. daar sy. Dis goed gestel. Dankie dat julle vanoggend kom kuier. Kom ons kyk of ek hierdie woorde sal kan lees. So jy kan ingeskakel bly want ons fokus net hierna op sport. Ons was nou vir eers in die bioskoop gewees. Hier hou ons dinge gebalanseerd. Jy weet so 'n bietjie kultuur, vermaak en dan is daar ook sport. Maak ook seker jy gaan volg ons op sosiale media by Goeiemôre Good Morning. Ons is nou weer terug.